Ons is hier by die Brakpan vliegveld en ek het hier vir Kobus. Daar's iets hier agter ons wat is hierdie hier agter ons? Ou Warbird, baie mense bou Warbirds op. Amerikaanse A1 Skyraider vliegtuig, is 'n bommer, Amerikaanse bommer. Dis die enigste bommer in Suid-Afrika, Amerikaanse bommer. Wow. Is nie nog in die, sover ek weet, in die suidelike halfrond nie. So julle bou hom oor? Ons herbou die hele vliegtuig van die grond af oor dat hy weer kan vlieg. En dis een van die beste bommers wat ooit gebou was in die Tweede Wêreldoorlog. So hierdie ene is in 1953 gebou en die vliegtuie is gebruik in Korea-oorlog, hulle is gebruik in Vietnam-oorlog. So is 'n baie interessante vliegtuig. Daar is nie meer baie in die wêreld nie. Ek dink daar's omtrent 10 in die wêreld wat nog vlieg van die 3.500 wat nog vlieg. Oh, wow. En daar is 3.500 van hulle gebou in die Tweede Wêreldoorlog. So hulle is almal oorgebou. Hulle is almal wel, ek sal nie sê heeltemal oorgebou nie, maar ja, van hulle is gedeeltelik oorgebou. Hierdie een wat ons hier bou, doen ons heeltemal oor. So ons haal alles uit mekaar uit, vervang alles wat vervang moet word. So dit gaan basies 'n splinter nuwe vliegtuig wees as dit klaar is. Jy kan miskien 'n wrak optel vir R100,000, maar hy's 20 miljoen werd die dag as hy klaar is. Ek is nou al amper 8 jaar wat ek op hierdie projek is. Jy kry nie meer parte vir die vliegtuig nie, so alles moet jy self bou, self masjineer en dit is nogal tydsaam. En elke boutjie, elke skroefie, elke dingetjie moet perfek reg wees. Hierdie sal definitief in die geskiedenisboeke gaan, dink jy? Definitief in Suid-Afrikaanse geskiedenisboeke. Kyk, sover ek weet, die vliegtuig het lank gestaan. Ek sal vir julle die hele history vertel van die vliegtuig, maar hy het lank gestaan in die Kaap voordat hom opgebring het na Swartkops toe. Hy het in Swartkops gestaan het omtrent vir 4-5 jaar. Hulle wou hom glo in die museum gesit het, maar omdat dit nie 'n Suid-Afrikaanse vliegtuig is nie, soos ek dit aanneem, het die museum nie belang gestel om in die museum te sit nie en het hom verkoop. En toe het lugmag kaptein Flippie Vermeulen, hy het die vliegtuig gekoop by die lugmag om reg te maak, maar hy het nie kans gesien nie want dit is baie werk gewees. Toe het AP Kutse hom by Flippie gekoop en hom toe gebring na Brakpan toe, waar hy gestaan het en ek het hier begin vir AP te werk en om die vliegtuig om oor te bou. Daar het julle dit. So ek gaan vir die volgende paar weke gaan ek hierna toe kom en dan gaan ons 'n bietjie net updates doen. So op hierdie stadium is dit net klein dingetjies waarmee jy besig is. Klein dingetjies. Ek het baie foto's. Ek het oor die 18,000 foto's. Wow. Wat ek al geneem het van hierdie vliegtuig vandat ek begin het. So elke dingetjie wat jy uit mekaar uitmaak, neem jy foto's voor die tyd, na die tyd, nadat jy oorgebou het, nadat jy mekaar gesit het. Wow. So jy hou maar trek van alles, want jy werk 'n bietjie hier tot jy van die goed nodig het. Ja. Dan gaan jy weer aan met iets anders tot jy iets nodig het daar. En hier na 6 maande kry jy dalk die goed vir die vorige ding wat jy besig was en dan gaan jy weer terug sien toe. Nou kan jy nie so lekker onthou nie, so dan gaan ek gou vinnig terug op my foto's. Okay. Dan kan ek sien wat is gedoen en wat moet gedoen word en dan gaan ek weer aan volgens dit. Baie dankie. Bring jou gesin en kom eet 'n lekker ontbyt by die kafee hier by die Brakpan vliegveld. Besonderhede is in die caption.